genoeg. 6 deelnemers gaan oor 6 uitmergelende maande deur ons afskit-afrigters tot die uiterste gedruk word. Om te kyk of hulle vir eens en vir altyd van daardie kiebies ontslae kan raak. Daar lê vir hulle tawe tye voor. Daar gaan trane wees. En hulle gaan wil opgee. Raak jouself trots, maar die span wat die meeste gewig verloor, wen 'n kontantprys van R300,000. Ek is Benes vir die Letoy, en hierdie is die groot afskit. Ons nog 6 weke oor en daar is nog bitter baie baby om te verloor. So watch this space. Ek voel great, die 2 weke as dit maar net slang om die nek. Dus jy moet wikkel van die slang pik, as jy nou net punte wat op die bord is. Punte op die bord, punte op die bord. Die volgende paar weke wat voor lê, ek kan nie flip en wag, ek is nog nooit so gemotiveerd soos nou nie. Hier kom groot dinge. Let's do this. Welkom terug julle by Farmhouse Fitness, die tuiste van die afskithuis. In gister se inweegsessie het die skaal net goeie nuus gehad vir almal van julle. Olive, daai 124 kg het jy in die sand geskryf en die see het hom kom wegspoel. Vir eens en vir altyd. Nie eens na 6 jaar wil ek hom ooit weer sien nie. Nooit weer nie. Bibi, uiteindelik, daai comeback kid is weer in die huis. Ek is sommer 'n performer, so performing under pressure is my game. Wel, julle het 'n groot besluit gemaak 4,5 maande gelede wat julle lewens drasties verander het. Julle is op 'n streng dieet geplaas. Julle liggame is in skok gewees met al die oefening en die gereelde hartoefening. En asof dit nou nie genoeg was nie, het Dewald ook julle gefasiliteer en gehelp om deur traumatiese goed uit die verlede uit te werk. My vraag is, wat keer jou om deur te druk, jou doelwitte te bereik en daai gewig af te hou? Gertjie, soms sê mense jy het 'n geneigtheid om dalk bietjie negatief te wees. Sou jy saamstem? Daar is 'n bietjie van 'n aura van negativity om hom. Baie keer seker dit nie om te kla nie. Dit is net 'n feit. Soos as jy is warm, as jy dat ek kla nie, is dit 'n feit. Ek is die een wat vir my span motiverende boodskappe stuur. Ek is die een wat as hulle negatief voel sê, jy kan dit doen. Dit frustreer my regtig dat hy nie ownership vat van hierdie hele situasie nie. En dit is 'n situasie. Gert is 'n obese man wat sy gesondheid moet eers sit. As ek my enkel geswak het, kan ek nie hardloop nie. As ek vir 7 dae in 'n bed lê, kan ek die oefeninge doen nie. As ek met 5 ure in 'n hospitaal sit, kan ek nie my kos eet of prep nie. En dit sien hulle as verskonings. Ons staan 'n bietjie aan my skoene. Bibi, wat dink jy is die tipe goed wat jou terughou om, ek wil sê, die beste weergawe van jouself te kan wees? Selfbejammering, dit is hoe ek vet geword het. En nou? Mense is lief vir my en daar's 'n rede vir dit. So dalk moet ek net fokus op my strengths. My strengths. Ek het baie verskonings. 'n Lys van my beste vriende noem my die justification station. Want ek kan enige iets vir justify. My grootste probleem is, ek het altyd verskonings uitgedink. Ek dink net om my mindset te kry om te sê, hoor jy kan dit flip en doen. Dit is moeë so belangrik, ja. So geen meer verskonings? Niks. Ek het geen verskonings meer nie. Dit is nou harde werk. Karlien, waarmee worstel jy nog en wat sou jy sê is goed wat dalk jou positiwiteit affekteer? My ouderdom, ek sukkel nog steeds daarmee. As ek kyk na hierdie jong mense, dit voel vir my of dit vir my moeiliker raak om by hulle by te hou met die challenges wat ons moet doen, veral die fisiese challenges. Jy is moeg, jy het nie meer daai energie wat hierdie jong mense het nie. Maar dit is ook 'n strength. Karlien, jy is al deur so baie, meer as wat enige van ons is. En ons kan so baie by jou leer. So dit kan ook 'n sterkpunt wees vir jou. Ja, maar my kop is tog nie reg vir dit nie. Dink jy sal daar kom? Ek weet nie. Wil jy daar kom? Ek wil. Wat daar wil is daar weg. Jy's baie sterker as wat jy besef. Ek sal nooit in my lewe op 'n punt kom waar dit nie vir my moeilik gaan wees nie. Later vandag gaan elkeen van julle met ons afskit-afrigters in kort sessies vergader. Hulle gaan julle help om die volgende 6 en laaste 6 weke van hierdie kompetisie met mening aan te pak. Maar voor ons daarby uitkom, dit is ook tyd nou vir julle laaste individuele maatstaf uitdaging. So kom ons kyk hoe hierdie maatstaf uitdaging lyk. Julle
Julle sal onthou, Olivia het mos reg aan die begin gekyk hoe fiks die deelnemers werklik is. So het sy 'n maatstaf vir elkeen uitgewerk. Vandag doen ons een van die ou oefeninge om te sien of hulle kon verbeter op hulle vorige verbetering. Reg julle, en nou dat julle weet hoe dit werk, ek herinner julle dat die wenner van vandag se individuele maatstaf uitdaging met die grootste verbetering persentasie stap weg met 'n R3000 se koopbewys van Spar. Woehoe! R3000 se shopping spree, wat wag? Nou Olivia, jy is hier om seker te maak dat hulle dit reg doen, korrek? Verseker. Vandag wil ek vir julle wys hoe julle harde werk, julle fisiese vermoëns verbeter. Nie net van voor die kompetisie nie, maar ook gedurende. Geen verskonings mense. Ek soek 180% van julle. Nou vir my arms uit en enjoy it. Reg Olivia, nou dat ons weet, dis tyd om te begin. En ons het natuurlik loodjies getrek. En Karlien, jy is heel eerste aan die eers. Queen. Olivia is vir my, dit is asof my moed in my skoene sak, maar dit is hard om dit te doen. Karlien, heel aan die begin kon jy slegs 21 repetisies per minuut voltooi. In episode 2 kon jy dit regkry om 33 te doen. Om te wen, moet jy seker maak jy kry die meeste repetisies en 'n groot verbetering op daai 33. Is jy reg? Kom ons doen dit. Ons doen dit. En jou 1 minuut begin nou. As hy Karlien, 1 minuut gaan vinnig verby. Gee dit alles wat jy het. Daar's hy Karlien. Alipad. In daai oomblik dan dink jy, okay nee, jy gaan 5 of 10 kan doen en dan is dit klaar. Dit was vir my regtig moeilik om my kop reg te kry om dit te sê. Die laaste keer het ek nie eers gedink ek gaan 15 of 20 kan doen nie. Ek het net gedink, vandag gaan ek net my beste gee, al bereik ek nie die getal wat ek vorige keer gedoen het nie. Ek wou net vandag doen en dit wat ek kon. Karlien, jy het 'n totaal van 37 kon doen. Hey, wat beteken jy het 12,1% verbetering getoon? Hey, ongelooflik. Ek is geskok en verbaas want ek het nie gedink ek sou dit kon doen nie. Jy lyk aansienlik nie moeg nie. Goeie vorm, dit is great. Ek is baie trots op myself dat ek verbeter het. Volgende om hierdie uitdaging aan te vat is Eddie. Ek onthou my bene was braak. Ons doen dit nou weer. So kom ons kyk of hulle nou hou. Dit is my voucher. Hulle weet dit, hulle moet my vrees. Ons het my bene daar ingegee. Maar gaan die kinders als gekse ligte. Ek is bang dat jy soms jouself net te hard druk. En ek is bang jy gaan jouself uitbrand.